Welkom by die Boerpot potgooi-reeks, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi-reeks genaamd Klipkouers te luister, waar ons fokus op Afrikaanse SME's en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Die Malan plaas 'n ryk geskiedenis van nuuskierigheid en vooruitstrewendheid het oor 110 jaar van bestaan tot heelwat sukses gelei. Van vroeg af het die stigter van die plaas, dis nou oupa Grootjie Malan, 'n punt daarvan gemaak om die beste plantmetodes toe te pas en met die wegspringslag het hy Duitsland toe gereis om meer te leer van die tegnologie wat hy in sy boerdery kon implementeer. Jimmy Malan, die 4de generasie in die boerdery, beoog om op hierdie sukses voort te bou en te verseker dat die boerdery aanhou om te innoveer. Ons gesels oor die plaas se geskiedenis, die diversifikasie van sy boerdery en wat Suid-Afrikaanse boere by hul Europese ewigneë kan leer. Lekker leer en lekker luister. Jimmy, verskrik dankie vir jou tyd. Is heerlik om hier op die, ek wil sê op die plaas in die besigheid, net so om die draai, nee. Ja, om die hoek. Om die hoek van die plaas, maar in die stad. In die stad. Hoorie, ek kyk hier op die mure en goeters, wat 'n ongelooflike familiegeskiedenis. So asseblief vertel ons waar het alles begin, jy weet, die oupa Grootjie, alles, dis fascinerend. Nee, Jacques, baie welkom hierso. So, in kort het ons, my oupa Grootjie het in 1913, het hy begin fisies met die kwekery. So hy het in 1903 het hy die plaas gekoop, die gronde. So daar hier onder die gedeelte waar BMW se fabriek vandag is, dit was alles my oupa Grootjie se grond gewees. Dit was 'n groot veeboer gewees. En toe nou maar so van die stukke plaas het hy verkoop, want sy visie was hy wou met sagte vrugte waar hy geboer het. So toe hy met perskes en pruime en lemoene en al daai goed hy gedoen. Maar hierdie kant het hy niemand gehad wat vir hom die boontjies kon maak nie. So oupa Dani het toe gegaan en hy het self toe nou die boontjies gemaak en self geokuleer en oogies gedoen en al die goede. Ten doel vir die sagte vrugte. Yes, so alles het te maak gehad. So hy het sy eie boorde gehad, maar hy kon nie die plante wat hy kon kry was van vreeslik ver af gewees en was nie baie goeie kwaliteit nie. So nou maar sê, hy het altyd groen vingers gehad. So hy het toe gegaan en hy wou toe sy eie bome begin maak. En hy het toe sy eie bome begin maak en was baie suksesvol daar gewees. En hy was geken gewees in die area om die lekkerste vrugte te hê, die beste vrugte te hê. Toe het hy nou basies die boontjies so begin maak en toe die boere van die omgewing en ook nou baie verder het toe by hom begin bestellings plaas. En dis toe basies hoe hy die kwekery toe nou begin het om vir boere sagte vrugte te doen en te okuleer en al die goede te doen. En ja, toe die kwekery toe nou basies van daar af het dit afgegaan. So hierdie jaar is ons die besigheid self is 110 jaar oud. Ja. So ek is die 4de generasie in die besigheid. So dis groot skoene om te vul. Ja. Maar dis baie lekker. Dis lekker om te sien. Ons het nou in Julie maand het ons groot 110 jaar viering gehad wat ons al ons gewaardeerde kliënte gehad het en al die goed. En toe is nou regtig diep in die argiewe ingegaan en dit is nogals baie lekker om te sien hoe hulle begin het en die planne wat hulle moes gemaak het om te weet waar ons vandag is. Jy het nou interessante ding, jy het nou aan die een kant het jy groot skoene, soos jy sê, wat jy moet volstaan, maar aan die ander kant is daar nie iets in terme van die selfvertroue. Ek wil sê 110 jaar se daai wat die Engels sê right corporate memory, nee, jy ek wil sê dit klink vir my daar's meer goed as daai groot verantwoordelikheidsin, wat ook natuurlik. Nee, dit is, en ek moet jou sê, ek dink dis in ons bloed, dis in ons gene, om besigheid te kan doen op verskillende vlakke, om risiko's te kan bestuur, en as ek terugkyk oor die generasies heen, ek dink dit is een van die goed wat die Malan familie beste gedoen het, is om risiko's te bestuur en om te sien en om te antisipeer wat gaan kom en om veranderings vroeg genoeg te doen. So van my oupa se tyd af ons familie is baie sterk om oor see te gaan, om op reise te gaan en te gaan kyk hoe kan ons goed beter doen, hoe kan ons goed anderster doen en om Europa toe te gaan, want wat in Europa gebeur
kom tog op die einde van die dag Suid-Afrika toe. Jy kan so 'n bietjie in die toekoms insien. Jy kan effens in die toekoms insien. So dis amper daai kristalbol wat ons het en dis die voordeel wat ons as Suid-Afrikaners het, is om te gaan kyk wat gebeur daar en wat gaan moontlik hiernatoe kom. Maar die groot ding is jy kan nie gaan copy and paste nie, want wat in Europa werk nie in Suid-Afrika nie. So jy moet gaan kyk waartoe gaan dit en dan moet jy gaan kyk, okay, ons as Suid-Afrika, waartoe gaan ons gaan en dan moet jy, en omdat ons osself sien basies as markleiers, moet jy dan die mark lei na daai gedeelte toe, maar in Suid-Afrikaanse terme. Sure, maar dit is 'n groot uitdaging. Ja. So, kom staan 'n bietjie stil daar en dit is vir my fascinerend wat jy sê, juis om daai risiko bestuur, want daar's aannames wat jy moet maak. En natuurlik data ensovoorts. Jou oupa, Jimmy. Yes. Ek het die naam nou, ek het mooi dink. Jou pa is Jacques, jou oupa was Jimmy. Toe hy nou met die kwekery begin, hy is reguit Duitsland toe, nee, so vertel ons 'n bietjie meer van waar en hoe het hy besluit op die lande waar, en ek wil selfs kyk vandag, waar is best practice, waar kyk julle, wie hou julle fyn dop ensovoorts om met, ek wil sê te copy and paste nie, maar om te steel met die oë en te Africanize. Die groot rede hoekom my oupa destyds hoofsaaklik Duitsland toe was, is toe hulle begin het met ornamentele plante, het hulle goed nodig gehad om die plante in te plant. Want anderster kon hulle net, so die enigste verkoopsperiode was gewees basies in die winter. So alles was in die lande gewees, dan het hulle in die winter alles uitgehaal, en wat ons vandag noem is bare-root, of wat is die Afrikaanse woord daarvoor, oopgrond. Okay. So dan het hulle die plante uitgehaal en dan basies net in hessie en sakke toegemaak en dan so verkoop. En toe kom my oupa toe sê ek, maar hy wil eerder hê ons moet heel jaar kan plante verkoop. En toe het hulle begin enige ding wat hol is. Daai ou blikke wat so op ouma grootjie se kaste gestaan het, daai koekblikke, hulle het in dit begin plant. Hulle het in ou tyres en enige iets wat hol was. En ek sien daar ammunisie bokse, yes, al daai klas van goede, enige ding het hulle ingeplant. En toe het my oupa gehoor die Duitsers is besig met sakkies waar hulle in plant. En my oupa is toe oor Duitsland toe en daarso het hy toe op 'n fabriek afgekom en hy toe basies wat hy gedoen het, sy het die patent gaan koop om plastiek sakke te kom maak in Suid-Afrika. En hy het toe die masjiene ingevoer om dit te kan doen en dis waar die plastiek sakke vandag, waar meeste van jou sitrusbome al die goed, dit het my oupa ingebring Suid-Afrika toe. Yes. En toe van daar af het toe nou daar was die eerste keer het hy gesien wat so ongelooflike groen vingers die Duitsers en basies hele Europeërs het. So die hoofsaaklik die Duitsers en die Hollanders. En hy het gaan kyk wat doen hulle, hoe doen hulle en hy het ons eerste kweekers het hy ingebring van daai kant af. En hy het gesê, okay, kom werk vir ons en kom laat ons die groenbedryf verder vat. Ja, so hy het daai expats ingevoer. Hy het hulle ingebring sodat hulle kan dit wat hulle daar toepas, dat hulle hier kan kom doen. En dis toe basies hoe ons grondmengsels ontwikkel het, is, want altyd het ons net in boogrond geplant het ons gekyk, okay, hoe om goede te kan komposteer, want kunsmis was nie vreeslik vrylik beskikbaar en was baie, baie duur geweest daai tyd. En toe met komposteringsproses het my oupa basies daai tyd al, het hy begin biologies gaan, wat vandag so groot onderwerp is. Het hy daai tyd al in komposterende grond beginne plant en dit beginne inwerk, om al daai mikroelemente in die pot te kan hê. En dis wat Malansië se verskriklike groot voorsprong gegee het al die jare, is omdat ons baie goeie kwaliteit plant op die mark gesit het, en dit was 'n plant geweest wat in 'n pot was, of 'n sak was, wat hulle kan plant in die tuin, en hy het basies dadelik gegroei. So hy het nie daai skok gehad van, okay, nou moet hy eers uit die grond uitgehaal word en die wortels is ontbloot nie. En so toe het my oupa begin om netwerke op te bou. Toe het my pa in die besigheid ingekom en my pa is verskriklik goed met mense. Hy het 'n vreeslike aanslag met mense, om met mense te werk en mense te laat welkom voel en ongelooflik ook goed met verkope. En my pa se passie was toe gewees basies om die groenbedryf se retailing sektor, so dis basies die tuinsentrums, die klein kwekerye daarby, om dit verder te vat. Toe sal ook van die oorseese ouens, die investors gewees wat ingekom het Suid-Afrika toe om hier te kom belê in kwekerye en om dit toe nou verder te vat. En met dit het ons toe besluit, okay, maar wat gaan Malansiëns doen om daai voorsprong in die mark te hê?
dit het my pa toe gegaan en hy het baie hard gewerk in sy tyd om netwerke op te bou met breeders wat reg oor die wêreld is, wat verskillende rose teel, wat blomme angeranthums, al die goede gaan teel het. En meeste van die goed snaaks genoeg is goed wat inheems is of endemies is in Suid-Afrika wat die Europeërs toe gevat het en hulle het dit gaan veredel. So hulle het hom nou gevat en dit was nou rooi blom gewees en nou het hulle gemaak, okay, nou moet hy 'n pink blom op wees of 'n persblom wees. Of hy blom vir 'n baie langer periode van die jaar of hy kan meer koue vat of hy kan meer hitte vat. So hulle het basies en dit word glad nie in laboratoriums gedoen nie, dis seleksies wat gedoen word. En dan styf jy nou hierdie een met daai een en dan die kruis wat nou uitkom en so gaan die generasie. So 'n organiese, ek wil sê so 'n organiese evolusie proses wat gedoen word. Ja. Dis daai survival of the fittest, maar dis nou net waar die mens inkom en sê okay, vir die klimaat is jy die fittest en vir daai klimaat gaan jy werk. En so dit is waar ons vandag is, waar ons, ek meen in die ou dae was daar 'n rooi roos, 'n wit roos en 'n geel roos en hulle het nie eintlik baie geryk nie. Nou kry ons soveel verskillende rose. Ons het al rose wat glad nie meer siek word nie. Ons het rose wat vir hele jaar blom. Dis nie meer rose wat net afgaan nie. Ons het nou die Acapanthus Blackjack wat nou die beste plant van die jaar in Chelsea gewen het. En dis 'n Suid-Afrikaanse geteelde plant. En Acapanthus blom in die gewone tyd blom hy basies net hier by Oktober en dan is hy klaar. Waar hierdie nou 11 maande van die jaar blom. So dit gee vir jou geluk en tuingenot vir 11 maande van die jaar en daai verkoopstydperk om aan te gaan. So met dit het ons doen nou basies die teelers reg oor die wêreld en ons gaan selekteer die beste variëteite wat kan toegepas word vir Suid-Afrikaanse mark. Want op die einde van die dag gaan dit oor bragging rights en die kliënte op die einde van die dag wil, as jy 'n teepartytjie het of wat ook al by die huis wil, hulle kan vertel, hoor hierdie roos kom van daar af, of kyk hoe mooi is hierdie roos, of kyk hierdie ding. So, ons het bietjie nuwe lewe in tuinmaak gaan inbring, dat dit nie meer net die ou normale goed is nie, maar bietjie iets interessant, iets om oor te praat, iets om oor trots te wees. Exactly. Nou is 'n storie vir 'n ander dag. Ja, so, maar ek moet vir jou sê, vandag nog, so ons gaan, een keer 'n jaar gaan ons oor, of Australië toe, of Amerika toe, of Europa toe, maar vir ons, die lande wat die meeste uitstaan is verseker Holland. Hulle het is ongelooflik hoe hulle dink. Vir al die blomme, nee, ek wil sê, dis mos nou, ek dink daar aan Keukenhof, bijvoorbeeld, en daai. Ja, en hulle het basies die blomme veiling wat Flora Holland is, en om te gaan sien hoe doen hulle dit, en die Europeërs is ook verskriklik voor in die lyn om baie meer biologies te gaan, jy mag nie meer baie gifstowwe gebruik nie, jy mag nie, so dit is baie om daai praktyke te vat en te kom toepas in Suid-Afrika, en ook arbeidsgewys. Omdat Suid-Afrika het nog relatief goedkoop arbeid gehad vir al die jare, is die Europeërs al baie lank ver voor wat hulle baie duur arbeid het. So hulle moes planne gemaak en prosesse geïmplementeer het, om seker te maak dat hulle kan, daai arbeid kan kostig wees, of een arbeid kan meer doen. So dis baie tegnieke wat gedoen word, machinery, sisteme, om te kom implementeer, om baie meer produktief te wees. Okay, dis fascinerend. Ek wil 'n bietjie, ek wil nou praat oor die besigheid. Jy weet, ons is nou daar aangeraak. So breek hom vir ons op, hoe lyk hy vandag? Dan wil ek stil staan vir 'n oomblik juis by die kwekery, want jy nou genoem het, dit is nie 'n ding wat bestaan het in Suid-Afrika nie, maar nou wil ek 'n bietjie gaan stil staan, hoe lyk daai tipe besigheid, want dit is 'n fascinerende wêreld, so jy nou sê die bragging rights, jy weet daar so in die eetkamer, want ek bedoel die marg is, ek dink blomme is bloody dear, so die marg is lyk vir my hoog, so as jy 'n bietjie daai kwekery wêreld kan uitpak, jy weet, julle handelsmerk, en natuurlik, ek wil sê, van die begin van die, kom ons met die farm to fork effect, okay. Jy weet, farm to, wat is dit, dining room table, wat gaan ons dit doen, so pak dit 'n bietjie uit asseblief. So, waar ons vandag sit is, basies die kwekerybedryf is ek moet vir sê, COVID het die kwekerybedryf verskriklik goed gedoen. So, ons grootste uitdaging was gewees dat
of my ouma, daai generasie was baie spontane tuinmakers geweest. Hulle het vreeslik tuin gemaak en hulle was baie in die tuin geweest, die teepartytjies gehou, alles. Toe kom my ma en pa se generasie in en hulle is basies, die vrou het ook beginne werk. So dis nou nie net meer die man wat werk nie, so die vrou het ook beginne werk. En toets die tuinmaak ding so bietjie beginne minder raak. En toe met die jong generasie wat inkom, het hulle geen benul eintlik gehad oor tuinmaak. Ek wou sê dis jou meentuis en hoe kleiner die tuin is, hoe beter. Want dit is 'n lock up and go. Yes, dit het begin werk raak, dit het begin moeilik raak. So dit was nogal 'n uitdaging geweest om die jong generasie weer te sê, hoorie, maar kom ons kyk na ons omgewing, want as jy 'n boom plant vandag, plant jy hom nie vir jou nie, jy plant hom eendag vir jou kinders of jou kleinkinders. En as ons gaan op 'n bome plant wat ons oupas en ons oumas gedoen het, dan waar gaan ons kinders eendag sit? So om daai ding in te gebring het, en COVID het dit vir ons baie goed kom help mee, want almal het gesit by die huis. Ons sê COVID het vir ons die geleentheid gegee dat ons kliënte kan sien hoe swak hulle tuine begin lyk het. En hoe hulle die waarde selfs van yes. Wel, as hy nie goed lyk nie, is dit nie so lekker. Ja. En om plante in die huis in te bring. Want plante was altyd net buite gewees. En toe het ons nou met die veredeling, het ons nou sekere plante wat jy in die binneshuis kan sit, en die binneshuis se mark het verskriklik ontplof. So dit was toe nou vir ons baie goed gewees. En so, waar ons vandag sit met Malansiens is, ons is, kan met trots sê dat ons 110 jaar oud is, en ons gaan kyk hoe so ons filosofie in ons lese is, om tuinmaak goedkoper, geriefliker en gemakliker te maak. Want ons wil dit nie meer 'n vreeslike werk maak, dat mense moet dink, maar ek moet nou gaan tuin maak, en dit is so moeilik. So jy sê, die ding kan 11 maande homself hy kan doen, yes, ja, en hy kan vir jou genot gee, so dis nie heeltyd besig as jy heeltyd in die tuin moet wees nie, maar die bietjie wat jy in die tuin is, gaan vir jou soveel meer teruggee op die einde van die dag. En ook, so dit is die op die Malansiens kant. Dan het ons die kleinhandel gedeelte wat Plantland is. So op Plantland het ons dan 4 takke en dan ook ons aanlyn winkel, wat dan nou basies aan julle sit aan al die kliënte in Suid-Afrika verskaf. So Malansiens verskaf aan al die kwekerye en aan Woolworths en Checkers en Pick n Pay en al daai plekke, en dan Plantland verskaf dan nou basies aan die eindverbruiker. En dan het ons ook ons Lumarie, dit is ons wildsplaas gedeelte. So daar is ons groot stoet in buffels, swartpense, al die kleurvariasies, en dan ook die groot deel waar ek baie betrokke is die Ankouli beeste. So dis die beeste met daai verskriklike groot horings. En dan het ons ook op die eiendomskant. So ons het basies met die generasies saam wat ons geleer het, jy het geleer, as jy in landbou is, moet jy diversifiseer, want jy weet nie wat hierdie jaar se weervoorspelling gaan wees nie, hoe dit gaan lyk, waar gaan die markte hoog wees, waar gaan die markte laag wees. COVID sommer so tussenin. Alles sommer net heeltemal toemaak, nee. So ons het geleer om te gaan diversifiseer, so ons het vreeslike baie bene wat ons doen, maar ons hoof fokus is in die landbousektor, op die kwekery en op die wildsplaas. Ek wou sê as jy nou 80-20 moet gaan doen, yes. is 80%. 80% is die landbou. En die goeie ding, en ek dink dis reg oor die wêreld, is jou grootste waardegedeelte vandag is jou grond wat jy het. Want grond word elke jaar duurder en duurder, en gelukkig sit ons hier binnekant amper in die dorp. So ons asset gedeelte wat ons het vandag is vreeslik baie werd, omdat dis groot gronde, en dis gronde wat eendag geontwikkel kan word. Ja, dis nie in die stiks nie. Yes. Julle is op die grens van en ek wil daai se ek wil nou ek sê altyd soos Hartenbos, ons het nie geweet 30 jaar terug gaan die boere Bahamas. Yes. Is dit amper 'n geluk, wil ek sê nie, dat mens die keuse van landbougrond, of dink jy ook as jy nou terugkyk, daar was method in the madness? Ja, so ek het nogals gaan kyk presies, my oupa was ongelooflik strategies geweest waar hy gronde gekoop het. En hy het altyd gesê die populasie gaan groter word. So gaan en gaan koop op die buitekante van die dorp, maar gaan koop op strategiese plekke. So gaan kyk op wat is die beplande roetes wat Goudtrans en daai plekke wat hulle het, waantoe gaan dit, waantoe ontwikkel die dorp. So my oupa het vrees, dis nie net van gaan koop 'n plaas nie, dis gaan koop 'n plaas op die regte plek. Maak seker soos BMW wat toe nou die fabriek gaan bou. Presies, ja.
En al ons gedeeltes waar ons kleinhandeltakke is alles op corner sites basis. Ja. So dis 'n site wat water het, dis op 'n hoek site. So jy het vreeslik baie wat jy kan doen met die ding. En op 'n tyd ons een gedeelte wat ons het in Menlyn is een van die gedeeltes wat my oupa destyds gekoop het en die mense het vir hom gesê, hoor, jy's mal om daar 'n stuk grond te koop. En my oupa het gesê, die grond gaan vir my nageslag nog sorg. Yeah. So dis vir my nog as een ding, en ook as ek en my pa en my broer saam kyk en ons sien, okay, waar gaan ons doen, wat gaan ons doen, dan om daai strategie wat ons geleer het, wat my oupa daai tyd gedoen het, om dit toe te pas, want dit is op die einde van die dag, is dit waartoe die toekoms gaan. Sure. So, en weer eens het verskaans jou. Yes. Ek dink nou, julle naaste een is daar by my, ek is in Irene, daar Ja. Cornwall. Yes, ja. So hy sê daar, so as jy nou dink in terme van, as julle môre daai ophou Ja. en kwekery toe maak in terme van ontwikkelingsgeleenthede, net, dit is Ja. en of. En my oupa het ook daai tyd gesê, hy gesê dat daar's geen gegewe dat die nageslag van die familie gaan aangaan met die boerdery nie. So jy kan nie droom heeltyd en sê, okay, maar my nageslag moet boerdery doen nie. So jy moet hom basies op 'n wisselvallige manier hê, wat as hy moet aangaan met boerdery, kan hy aangaan, maar as hy nie wil aangaan met boerdery nie, dan moet daar ook vir hom ander heenkome wees, of vir haar. Ja. So die grond moet dubbeldoelig wees. Sure. So dit is nogals iets wat ek my hoed afhaal vandag, en ek dink as ek tyd gehad het om met my oupa te praat, sou ek regtig daai visie van hom wou meer leer en meer verstaan van hom, want dit is regtig waar iets, en ek dink dit is waar baie mense kom en sê, 'n boer is 'n dom ou. Maar boer is nie sommer net 'n dom ou nie. Boer moet dink in die toekoms in. Jy moet beplan vir die toekoms. Jy moet jou finansiering beplan vir die toekoms. So dis vreeslik baie kyk na wat gaan vorentoe gebeur. Wat gaan my nageslag eendag gaan? Ja. So dit is Ek gaan terugkom as ons 'n bietjie oor die verskaffers praat en so aan, en weer eens die Volksgasbank Absa, so daai is so 'n fascinerende storie. Ek wil net weer 'n bietjie stil staan, beeste, hoekom hierdie spesifieke ras, so dis interessant. En dan nommer 2, gesels 'n bietjie marges, jy weet, tipies wat julle nou, jy weet, wholesale verkoop aan die retailers, wat ons weet, die manne druk hulle volume, maar hulle druk jou oor traan, en dan natuurlik aan die retail kant, aan die publiek self. So kleer 'n bietjie vir ons hoe lyk daai besigheidsmodel met marges, en dan na die beeste toe kom, hoekom, wat is die, obviously daar's 'n strategiese rede daarso. Okay, so ons het met die basies die veredeling in plante, het ons geleer dat enige ding wat mooi is, verkoop. So as jy 'n ding het sonder blomme en jy het 'n ding met blomme, die een met blomme gaan verseker verkoop. Ons sê altyd, hy spring van self op die trolley. En 'n salespersoon, as ons nuwe plante wil inbring, dan bring ons altyd die verkoopsmense in, en ons sê vir hulle, okay, wat dink julle van die plante? En ons het een man gehad wat hy het baie lank vir my pa gewerk, en hy het gekom en hy sê, meneer, as jy wil ek moet daai plant verkoop, moet ek my bek moeg praat. En so ons het altyd daai ding, as ons moet weet, okay, wat moet ons verkoop? Yes. En toe ons met die wildbedryf begin het ons gesê, okay, dit moet iets moois wees. Dit moet iets wees waarop jy kan trots wees. So alles waar ons gegaan het ons gesê, okay, dit moet mooi wees. So as ons met die buffels gegaan het ons gekyk, okay, wat is 'n mooi horingvorm in die buffels? Wat is die mooi horingvorm in die swart pense? Want op die einde van die dag teel jy om te kan verkoop. En jy teel jy moet trots wees op die ding wat jy verkoop op die einde van die dag. En toe het die beeste, my oupa het jare terug, het hy my ouma Uganda toe gegaan, en hulle het die Ankoli beeste het hulle daar gaan afneem, en sy het altyd so vir ons in die boek gewys van die beeste. En toe hulle toe nou basies Suid-Afrika toe kom, en die eerstes kom op veiling, toe sê ek en my broer, okay, ek en hy ons gaan die beeste koop. My pa toe gesê, okay, is julle seker, want ons is nie eintlik beesboere nie. Toe sê ons vir maar, dis basies, pa het ons geleer, 'n ding wat mooi is, as jy 'n ding wat mooi is glo, en jy sien daar's 'n potensiële mark vir hom, dan gaan dit werk. En omdat die Ankolis dis basies daar's baie doele vir hom. So dis nie heeltemal 'n vleisbees nie, maar ekotourisme is 'n baie groot ding op hom. En naas die gorillas is die Ankoli beeste die tweede grootste ekotourisme mark in Angola en Uganda. Nee, magtig. Vir al die mense om te gaan kyk nou na die ongelooflike diere, ja. So dis is ook ekotourisme is 'n groot mark, die vel is 'n baie groot mark, en die horings, dis dis 'n ongelooflike trofee, en omdat ons sterk is in die jagmark, is dit ook 'n afsetmark vir ons.
So toe sê ons, okay, ons gaan begin met dit. En toe het ons basies, ek en my pa en my broer het toe saamgestaan en ons sê, okay, kom ons begin met die ding en ons het toe 'n groot projek begin met hulle. So ons het toe die eerstes op veiling het ons toe gekoop en die stoet daarvan geregistreer. En toe het my pa toe nou voorgekom en hy het basies die Ankouli Vereniging van Suid-Afrika het hy gehelp stig en hy was die president nou gewees vir 'n paar jaar op die vereniging om die kwaliteit reg te sit. En ons sê altyd, as jy in 'n bedryf is, moet jy die bedryf lei. So, my pa is toe nou die voorsitter van die Ankouli Vereniging gewees en ons glo in elke bedryf wat jy is, jy moet die bedryf help lei. Jy moet die harde werk doen, jy moet seker maak dat as die regering nuwe regulasies wil insit, moet jy seker maak dis regte regulasies, want op die einde van die dag, 'n regulasie wat vandag verander, slaan jy oor 10 jaar of wat slaan jy oor 15 jaar. Strategiese benadering. Yes. So, dit lyk my julle ouens is so kragtig strategies wat die besluite wat jy nou neem wat jy aanpak op die toekoms. 10 jaar, yes. So ons sê altyd, hoe harder ons vandag werk, hoe makliker en hoe meer geriefliker gaan ons nageslag dit hê. So ons is, en jy weet nie wat die toekoms inhou nie. So toe's my pa toe nou daar gewees en ons het die Ankouli Vereniging regtig waar baie ver vorentoe gevat. Daar was op die stadium is daar net so oor die 1000 geregistreerde diere in Suid-Afrika. En ons het die registrasie het ons baie gegaan op die ander genootskappe. So ons het gaan leer by die Afrikaners toe, ons het gaan leer by die Boerans, ons het gaan leer by Brahmane, al daai goed en ons het dit kom toepas wat van toepassing is op die Ankouli ras. So dis nie net enige ding met horings word 'n Ankouli nie. Hy moet sy sekere waardes hê. Yes. En met dit het ons toe ook gegaan en ons het toe gaan besluit, okay, maar wat is mooi vir ons? Wat is die mooi horingvorm vir ons? Wat is die mooi kleur vir ons? Want jy kry hulle in verskriklik baie kleure. Jy kry hulle net in skoon bruin, jy kry hulle in die mottled wat ons teeling in baie erg is. So dis basies in die Nguni vel, die bondvel met die groot horings dan nou. En dan kyk ons ook vir temperament, want omdat dit 'n ekotourisme ding is, het ons dit nou aan baie golfbane verkoop, want ek meen dis 'n bees met verskriklike groot horing, so hy's baie impressive as jy so van kyk. Hy moet rustig wees. Jy wil nie hy met die golfers rond te jaag nie. So temperament is ons ook vir ons 'n vreeslike groot ding, so ons het dit gaan kyk. En so ons is baie sterk om ons seleksie 100% seker te maak dat dit wat ons wil hê, het ons, en ons gaan nie net 'n ding met groot horings inbring omdat hy groot horings het nie. Hy moet basies in daai framework van ons, hy moet daarin pas, want anderster begin jy bond teel. So ons voel, ons gaan in 'n lyn in en ons maak seker dit is goed, want elke handelsmerk moet waardes hê. En jy moet weet, as jy by Lumariet koop, het jy dit. As jy by Malansiens koop, het jy dit. As jy by Plantan koop, het jy dit. En jy julle is duidelik in terme van daai ekotourisme. Julle weet waar die afsetpunt is. Jy kan nie om dit, ek wil sê wat is die Engels, daai compromise. Dit is baie spesifiek. Dis baie kragtig. Kom ons praat 'n bietjie tegnologie. Weet, weer eens fantastiese voorbeelde hoe julle gaan kyk wat in die wêreld aangaan. So wat se rol speel tegnologie op die plaas? Kom ons dink 'n bietjie, en ek neem aan ook om julle weer eens nader aan die stad is, dit maak dinge makliker in terme van internet. Kom ons dink 'n bietjie aan, ons het gepraat oor IoT. So wat se tegnologie het 'n groot impak op julle daaglikse besigheid, en selfs as ons kyk na die retail kant, jy weet, van verkoop aan die publiek en so aan. So tegnologie speel geweldige groot rol, en ek dink dis wat lekker is, wat ek as jong generasie was nou in die besigheid ingebring het, want jy doen soveel goed, soveel makliker en soveel vinniger, en een van die groot goed wat ons het is ons het dit basies, alles kom neer op die internet op die einde van die dag, om seker te maak dat jy hoef nie met 'n so dik boek papiere in hierdie kwekery te loop nie, want ek meen ons doen oor die 2000 variëteite van verskillende plante in verskillende potgroottes, wanneer is dit geplant, wanneer moet steggies gesny word, al sulke goed. So jy kan nie met so dik papiere heeltyd rondloop nie. So ons werk verskriklik baie met om al die goed op apps te hê, om te kan kyk dat as ek by 'n plant kom, dan weet ek presies wanneer was hy geplant gewees, wanneer was hy gesteek gewees, wanneer moet hy gespuit word, wanneer is hy tyd wat hy moet uitwees. En dan kan ek baie vinnig sien om te weet, maar hierdie plant moet oor 2 weke verkoop, maar dit was bietjie koud gewees, so ons moet nou kunsmis gee, of wat gaan ons nou doen? So dit maak jou baie meer proaktief
as wat jy gegaan het daar, en jy het gesien, okay, hierdie plant is nou nie reg nie, nou moet ek sy verkoopsdatum gaan kyk, en nou kom iemand en hy sê, maar dit is fout of daar is fout, en dan is jou aandag heeltemal af, so dan verloor jy daai tydperk wat jy kon verkoop het, en dan ook, ons glashuis wat ons het, so ons het 'n nuwe glashuis ingebring van Holland af, en hy werk 100% net met die rekenaar, so, jy stel vir hom jou parameters, op wat jou temperatuur moet wees, wat jou ligvog moet wees, jou humiditeit, al daai goede, en hy het dan al die goed wat basies oop en toe maak, so dis nie iemand wat siek word vandag, en nou eers skielik word die gras uit te warm nie, 24 ure dag 7 dae weer, hy werk alles, ja, so dit maak, en omdat 'n plant, hoe meer stabiel jy sy groeikurwe kan hou, hoe beter en vinniger groei hy. As jy sy groeikurwe onstabiel het, dan is die plant op en af, en hy weet nie of moet hy vandag groei of moet hy môre groei. So nou maak die basiese omstandighede, maak dit ons plante vir 'n baie langer tydperk van die jaar kan verkoop, en dan ook, as jy 'n plant buite seisoentyd op die mark kan sit, het jy hoër marge op hom. En op die einde van die dag, en hy hoër vraag wat daar is natuurlijk. Yes, want die uitdaging wat ek dink nie net ons in die kwekerybedryf, maar die hele landbousektor het, is jou oorhoofse kostes begin weghardloop. Ek meen, as ons kyk net die laaste 2 jaar wat kunsmis gemaak het, wat arbeid gemaak het, wat dieselkostes gemaak het. En ons as landbou sektor kan nie net ingaan en die prys gaan verdubbel nie, want ons produksiekoste het gaan verdubbel, maar ons kan nie nou produkse koste gaan verdubbel nie, want dan word onbekostigbaar vir die eindverbruiker op die einde van die dag. So, jy moet gaan kyk, hoe kan jy goedkoper produseer, en om goedkoper te produseer, moet jy tegnologie inbring. So, ons het ons plantmasjiene wat ons ingebring het, om seker te maak dat ons vir 'n baie langer tydperk kan produseer. Ander tegnologie is tegnologie wat die kunsmisverskaffers basies insit, om kunsmis makliker te laat vrystel, organiese kunsmis in te sit, en stadig vrystellende kunsmis. So dis baie goed wat tegnologie op die einde van die dag het dit in hulle fabriek wat hulle tegnologie het, maak dat hulle beter produk vir ons kan lewer op die einde van die dag. So tegnologie speel 'n verskriklike groot rol. Men net ons in die bedryf met WhatsApp vir mekaar. As jy foto's kan stuur en jy kan dit gou aanstuur vir jou verskaffer en sê, hoor, jy help gou hier, wat gaan hier aan. Spoed van die kommunikasie. Ja, dit help vreeslik baie. En ons is baie heg met ons het 'n klomp adviseurs vir sekere gedeeltes van die besigheid reg oor die wêreld. So as ons 'n probleem het met 'n ding, en ek stuur dit gou vir ons produksieadviseur wat in Holland sit, dan kan hy vinnig reageer en hy kan sê, okay, dit of dat. Anders dan moet jy op 'n telefoon sit en jy moet vir hom verduidelik, en hy verstaan nie heeltemal mooi nie, waar jy nou net gou die foto kan stuur en hy kan sê, okay, maar spuit dit of doen dit of doen dat. Sure. Is die Hollanders, so jy sê, as jy moet van die grootste impak op julle besigheid, ja, is die Hollanders. Ja, en veral op my, want ek het, toe ek klaar, so ek was op skool gewees, en toe na skool het ek besigheidsbestuur gaan studeer, en toe sê ek Europa toe, en ek het daar gaan werk vir 6 maande, en die grootste gedeelte het ek gaan werk in Holland. En daar het ek regtig waar vriende gemaak met groot kwekery mense. Die een plaas waar ek op gewerk het, doen 40 miljoen lavenders wat hulle in 'n jaar produseer. So, nou kan ek met hulle kommunikeer en ek kan sê, hoor, ek het hierdie uitdaging of daai uitdaging. So, ons het 'n verskriklike goeie verhouding, en omdat hulle weet daai netwerk aan hulle kant het, so dalk het hulle nie die antwoord nie, maar hulle stuur dit dan weer aan vir hulle netwerk, en op die einde van die dag kom dit terug. Hoorie, die glashuis, as ek mag vra, wat kos so 'n ding? So, en ek dink wat is 'n heerhuis ook nou nog, is mal 20, en jy weet, wat se tipe ek wil sê daai ROI komponent. So dis vreeslik baie. Ons het gewerk op die een glashuis, en net sy om die ding nou kompleet te hê daarop, en teenoor wat ons gebou het, en toe ons nou die waardasies weer moes kry vir die versekering, dis ongelooflik hoeveel duurder hy geword het, maar ek meen, dis net om die een projek op te gesit het, is 'n 10 miljoen rand se projek wat jy moet insit. Ja. Maar is dit dan ek wil sê is turnkey, is hy ja, dan hardloop hy, ja. Okay. Dan moet jy net die regte knoppies druk. Ek wil net sê, jy moet weet om te kan bestuur, dis nou die volgende ding. En jou return on investment hang baie af van wat se produk sit jy in. So jy moet seker gaan maak dat jy wil nie 'n goedkoop produk gaan aansit nie. En ek dink dis ook die
die area waar ons as Melansians onsself posisioneer is. Ons is nie daar om die goedkoopste in die mark te wees nie. Ons is daar om die beste kwaliteit op die mark te kan sit en vir die ou om tuingenot te gaan kry. Ja. Maar jy moet gaan seker maak dat die produk wat jy daarin sit, gaan vir jou die geld maak. Yes. Want as jy die verkeerde produk daar gaan insit, dan gaan jy jou agterend sien. So jy moet gaan seker maak, ek sit die regte produk in. So daarvolgens sit ons ook baie hard en ons werk saam met die Hollanders en ons kyk, okay, wat se produk moet ons insit? Hoeveel keer moet ons die produk skuif om daai ding nou basies uit te sit? So om so 'n projek terug te maak en jy die regte goed op, praat ons van 'n periode van 5 na 6 jaar. Dan het jy dit. En dan wat is die aantreklike, jy het nou van hierdie ek wil so 'n mooi naam, veredeliking. Ek wil van veredeling. Is pragtige naam. Dit klink net vir my so gesond. En jy het gepraat van blomme wat 11 maande van die jaar. Wat spring uit op hierdie stadium? As jy sê daar top 3 blomme, tipe blomme wat julle opgewonde maak. By ons is verseker hibiscus. Hy staan baie groot uit in ons rose en lavenders en agapanthus. Dit is ons regtig ons baie groot lyne en omdat dit plante is wat dit is basies known plante, almal ken hulle, almal weet om hulle te gebruik en te produseer en dan ook vrugtebome en ons groentesaailinge. Ons het 'n vreeslike groot mark op groentesaailinge wat in 6-packs kom en daarvolgens het ons ook dan basies gemeenskapsprojekte waarna ons kyk in ons gemeenskap om seker te maak, okay, hierso is dan skenk ons nou basies die saailinge vir hulle en ons help om dat die ouens nou kan eet, dat hulle kan self en sulke goede, ja. Wat is die tipe groente in daai? So dis spinasie, kool, slaaiblare, eiervrug, tomaties. Dit hang af alles van seisoen, maar ek sal sê spinasie en kool is die goed wat ons die grootste meer, omdat dit baie voedingsware het en dis goed wat die gemeenskap verstaan om te doen. Dis nie 'n ding wat baie spuitwerk nodig het. So 'n tomatie is redelik 'n presiese ding wat jy moet doen en jy moet seker maak jou bespuiting en goed is reg. So spinasie en die koolgewasse. Is wat die sterkste is wat ons die gemeenskappe moet ondersteun. Kom ons praat 'n bietjie, jy het reeds daar aangeraak verskaffers. Ons nou gepraat die Hollanders natuurlik, verskaffers, strategiese partners. Jy het kunsmis gepraat wat dit ook vir my klink ook, dis weer die ouens kom luister wat julle uitdagings is en dis amper daai reverse engineering. So kom ons skep 'n produk hierso om ons kliënt te help. Ek wil terugtrek ook in julle Malan geskiedenis waar as jy oupa grootjie, nee, was een van die stigterslede van Volkskas Bank. Yes, ja. So kom ons praat 'n bietjie, vertel ons vinnig van daai en natuurlik weer die banke, finansiering, Landbank wat weet verskaffers wat groot impak op die besigheid tydelik het. So, destyds my oupa grootjie was een van die stigterslede gewees van Volkskas Bank en die destydse Uniewinkels en die Afrikaner het daai jare het hy baie gesukkel want dit was hoofsaaklik die Engelsman wat in die besigheidswêreld was en die Afrikaner was maar die dom boer gewees. So hulle het nie baie basies access gehad tot die markte en goed nie. En dis basies wat hy gekom het saam met 'n groep in die omgewing suksesvolle besigheidsmanne wat toe basies hulle geld saam neergesit het en dis toe basies so Volkskas Bank begin het om die Afrikaner te help om vorentoe te kom. So ook met die Uniewinkels. En ons het 'n verskriklike hegte band met al ons verskaffers omdat ons al 110 jaar is. Ons het nou die dag met Santam gepraat. Ons is een van hulle eerste kliënte wat destyds ingekom het. So ons en Santam loop 'n verskriklike hegte pad al die jare saam. En hulle lewer vir ons verskriklike goeie diens. Ek meen daar's baie versekeringsmaatskappye wat aan die deur klop, maar as jy so lank met 'n verskaffer saamwerk en jy het so oop deur, jy kan hulle vir enige ding kontak en jy weet hulle het jou op die einde van die dag. Want ek meen as jy 'n groot storm kom, dan moet die goed vervang word en dit moenie lank wees om te vervang nie. En dis die verhouding wat ons met hulle het oor al die jare. En ons weet as ons die telefoon optel is daar iets wat hulle ons mee help en hulle adviseer ons ook baie. Dis nie net van 'n versekeringsmaatskappy. Dis ook iemand wat jou adviseer en sê, hoorie, maar kyk hierna, het jy dit in ag geneem? Hoe kan jy dit doen? Kyk daar hierdie kant toe. Is ek weer vinnig die rede val is in terme van jou versekeraar, jou weet kunsmis, wat ook al.
is daai daadwerklike groot verskille, weet in terme van wat die ouens na die partytjie toe bring en daai addisionele waarde in daad. En ek neem aan ook hoe ouer die ou is. Ja. As ons weet nou wie die jong spelers in die mark is van die handelsmerke en so aan, maar hulle kan sekerlik nie daai hoeveelheid kennis hê en waarde kan toevoeg is, ek wil sê die ouer ouens. Weet jy, ons voel dieselfde. Ek dink die gevaarlikste persoon om 'n vergadering met te hê is 'n verkoopspersoon. Want hulle verkoop alles so goed en hulle verkoop alles so mooi, maar met ons wat nou al so lank in besigheid is, weet as 'n ou, ons noem dit nou maar baie fly-by-nights, ek meen hulle kom en hulle sê vir jou, hulle kan hierdie soveel goedkoper doen, hulle kan dit doen, maar op die einde van die dag is besigheid, en as die versekeringspremie R500 is, en hierdie een is R25, dan moet jy versekerlik weet, hoorie, maar iets is verkeerd. So as jy 'n eis gaan hê, gaan daai ou genoeg kapitaal hê om jou eis uit te betaal, of gaan dit nie wees nie. So, dis, jy moet baie keer daai ding gaan dink, maar ons het 'n oop verhouding met ons verskaffers, dus ons sal nooit net van verskaffers verander nie, want ons moet mekaar ons dra mekaar basies saam. So as iemand anderster kom, dan sal ons teruggaan na die verskaffer toe en sê vir hom, hoorie, dit is die prys wat ons kan kry by hierdie ou. Kan jy hierby uitkom? En dan sal hy vir ons sê, hoorie, maar ek gaan nie hierby kan uitkom nie, want hier's my goed, ek speel ook kaarte met jou, dis waar ek is, so dis onmoontlik dat hy daar kan wees, en dan weet ons, okay, maar dit is die ding, so, en besigheid is besigheid, so dis nie 'n ding van, moenie jou marges vir my wys nie, wys jou marges vir my, jy doen wat jy moet doen, en dis hoekom moet jy marges maak, so ek wil jou nie squeeze om jou marges weg te druk nie, want dan is jy nie daar om my môre te kan ondersteun nie, so elkeen moet sy bietjie in die son hê, maar ons moet op die einde van die dag kyk, hoe kan ons mekaar se hande vat om vorentoe te gaan. Daar is baie waardevol advies. Ja. Die interessante ding, Volkskas, natuurlik Absa, so daar's interessante dinge wat ook in die bankwese gebeur, veral met die ek wil sê die kwekerykant, die retailkant versus die landboukant. Ja, so ons is met die wat my oupa stigters was van Volkskas, het ons nog al die jare was ons by Absa gewees. En die jaar het ons met tegnologie wat verander, het ons gesien, okay, maar ons moet sekere goed implementeer wat tegnologie kan verander, en ek moet sê, dis waar Nedbank na die prentjie toegekom het. Hulle is baie vinnig gewees, hulle is amper voor in die koor gewees om tegnologie te kan implementeer. Prachtig. So ons sit nou by ons kleinhandel gedeelte wat ons integrasiesisteme inbring, en dis net Nedbank wat dit vir ons kan bied. So nou het ons basiese gedeelte van die besigheid moet ons na Nedbank se kant toe kanaliseer, omdat hulle vinnig genoeg die tegnologie geïmplementeer het, want tegnologie is op die einde van die dag daar om ons besigheid makliker te maak, en dat ons kan lekkerder slaap in die nag, want anderster gaan jy heeltyd worry, waar's dit, waar's wat, en dis klein goedjies wat dit vir jou makliker maak, en ek moet sê, dis waar Nedbank nogals ingekom het, en gesê het, hoorie, dit is die ding wat hulle vir ons kan bied. En ek het besef, hulle is so uniek in die opsig, so dis eers dat daar 3 opsies is, en nee, hulle is... En ek moet ook vir jou dit sê, dat ek sou nooit na Nedbank gekyk het nie, omdat ons nog al die jare met Absa was, en ons het op hierdie ding het ek aangevra, want hoe dit basies gebeur het, is ons het 'n failover masjien op die kaartmasjiene by die takke, want as daar nou iets gebeur met Absa, en hy kan nie connect nie, dan fail hy nou oor Nedbank toe, en toe het ek kredietkaartkoerse begin kyk, en toe laat ek kan sien waar is het, en dis toe basies waar Nedbank sterker is, en ek dink dit is die goeie ding toe nou gebeur, of basies waar Nedbank gesien het, hoorie, maar hier's nou 'n kans vir hulle, en toe kry ons ook, maar hulle is eintlik soveel meer as wat hulle kan hê, so dis nogals 'n ding in die boerderybedryf, is jy so vasgevang met jou verskaffer wat jy het al die jare, maar daar's ander ouens ook in die mark, en dis nie te sê dat die produk en die diens wat jy het, is meer relevant tot jy, so wat ons geleer het daaruit is ook om kwotasies te kry by ander ouens, om te sien wat het hulle, en dan sal ons nou daai kwotasie vat en daai produk, en na ons huidige verskaffer toe kom en sê, hoorie, dit is wat ons sien, wat kan jy vir ons bied in hierdie geval? En dan begin die onderhandelings, en dan moet jy sien, okay, maar wie gaan saam met jou staan om die toekoms te bou? En dit is amper vir my wat die gelings doen het nie, so ek verstaan verhouding en die waarde daarvan, ek bedoel, soos jy sê, mekaar kan ondersteun, maar dan is daar daai proaktiwiteit om te gaan kyk of jou verskaffer
Yes. is waar hy moet wees. Ja. Soos om proaktief te gaan, nie om aspres te gaan vis nie. Ja. Maar dis amper vir my, dis net goeie bestuur, soos om na best practice te gaan kyk. Versus net te sit en te aanvaar wat jy doen is die beste of die oulikste. Ek dink ek het dit verwag dat jou verskaffer na jou toe gaan kom voordat jy jou verskaffer moet vra. Volgens my is dit diens. Ja. So jy moet die verskaffer moenie net vat, en ek dink dis wat baie verkoopsmense verkeerd doen. As hulle dink, hoorie, maar hierdie ou is loyaal teenoor my, so hy's nou reg, ek kan hom nou los. En dan wat ons in die boerdery en in die besigheid doen altyd, is ons kyk altyd na daai 80-20 beginsel. Ons gaan kyk, okay, wat is die 20% wat vir ons die 80% inkomste bring? En dis waar jou fokus moet wees. En baie van die verkoopsmense, wat ek nou die laaste ruk gesien het, is hulle gaan kyk na daai 20%. Hulle gaan fokus nie genoeg op regtig jou top kliënte. Waar hy na my toe moes gekom en gesê het, hoorie, dit is wat ek vir jou kan lewer. Jy is op soveel jaar as jy nou op hierdie produk, maar hier is eintlik nou 'n beter produk. So kom kyk hierso. En ek moet sê dis waar ons met Santam nog as 'n lekker verhouding het, is waar hulle na ons toe sal kom en sê, hoorie, die dinge het bietjie verander. Daar's nou 'n ding so cyber insurance. Julle moet begin kyk daarna. Ek sou glad nie daarna gekyk het nie. Ek is te dom om na daai goede te kyk. Maar ons het dit toe gedoen, en ons het ons eerste eis gehad hierdie jaar. En as hulle dit nie gedoen het nie, het ons 'n verlies gehad. Dis daai, ek kan amper sê, het jy geweet sessies? Yes, exactly. Het jy geweet, daar's 'n ding so cyber security, en baie belangrik wat jy sê, is ek praat altyd van, daar's nou nie vir my 'n Afrikaanse goeie, maar hierdie woorde rym, ek noem dit jou gain and retain strategie. Yes. En gain is verkope, en retain is ek wil amper sê, is daai lekkende bak water. Ouens vergeet dat, wat van retensie? Yes. En retensie is nie net die losie op loftes nie. Het help. maar is nie net, dit kan nie net dit wees nie, jy weet. En baie keer as jy die lekkende bak water kan stop, dan hoef jy in elk geval nie te veel te worry oor die verkope nie. Yes. Jy weet, so dis 'n baie kragtige punt wat jy daarso. En ook, ons het nie altyd tyd vir dit nie. Ek dink ek moet dit anders sê, ons maak nie altyd tyd vir dit nie. Want jou grootste uitgawes in die besigheid, dink ons, okay, maar dit is 'n vaste uitgawe. Maar op die einde van die dag, net soos wat ons moet beter produseer en goedkoper produseer, moet jou verskaffer dieselfde doen. En jy moet basies die geleentheid gee vir jou verskaffer om na jou toe te kan kom en te kan sê, hoorie, maar hierdie ding is bietjie anderster. Soos ek vat vir ons loop heidaglik 'n verskriklike lekker pad saam met Laveld Agrochem. Die kennis wat hulle vir ons gee en hoe hulle inkom en hoe hulle ons hande vat, en dan sal hulle inkom basies en hulle sal vir my sê, hoorie, jy het al die jare hierdie kunsmisproduk gebruik, maar as ons nou vroeër gaan in die grondmengsel en ons sit hierdie organismes in, dan gaan jy hier kan sny. So wat hulle basies doen is, hulle vat daai groot seil wat hulle gehad het en hulle maak hom nou bietjie minder, want ons kan nou goedkoper begin produseer, want nou gaan die organisme gaan nou daai elemente vrystel. En ek het verskriklik baie respek vir 'n verskaffer wat dit doen, want hulle kyk op die einde van die dag na ons besigheid ook. En môre, as daar R5 verskil in prys is, gaan ek verseker na hulle toe teruggaan, want R5 gaan my nie pla nie, want ek weet oor 'n môre gaan hulle weer my help om na my besigheid te kyk. Baie kragtige punt. Laaste 2 vrae. Hoe leer jy? En ek dink een van hulle is, gaan kyk net na die geskiedenis, jy weet, na die familiegeskiedenis, maar wat is jou, ek wil sê, persoonlike go-to? So, my ding is, ons is gelukkig vir my, hoe my pa ons groot gemaak het, is, wat goed genoeg is vir vandag, is nie goed genoeg vir môre nie. So, ons forceer onsself verskriklik om elke dag te leer. En dis moeilik soms, want jy moet baie hard wees op jouself. En toe hierdie jongboer ding so oorgekom het, Tennis van Agri Gauteng het aan my toe gekom in 2019, toe sê vir my, nee, ons wil jou ons nomineer. Sê ek, nee, daar is nie manier, ek is nog nie naaste my daar nie. En toe hierdie jaar het hy weer gekom en toe sê ek, okay, is reg, maar ek voel nie ek is daar nie, want ek meen, daar is nog so baie goed wat ek wil bereik. Maar
ek dink dit is die grootste ding om te leer, is om elke dag te gaan sê, wat kan ek môre beter doen as wat ek vandag gedoen het? So voor ek gaan slaap, sit ek letterlik en ek sê, okay, wat is daar wat ek nie meer gelukkig is vandag nie? Wat is daar wat ek voel ek het nie, of het is om personeel te gaan hanteer het, of het is om hoe my plante geproduseer het, of wat ook al. En dan gaan ek terug na daai plek toe. En ek het in elke facet van die besigheid het ek 'n mentor. Want ons het 'n ding met Robin Banks, dis hy doen mind power. En ek het op 'n kursus gegaan van hom en dit het my lewe totaal verander. Want dit is basies jou brein, mens kan nou tegnies gaan soos wat hulle nou gesê het, maar ek dink jy gebruik iets soos 6% of something van jou brein. So jy moet jou brein leer om 'n groter gedeelte van jou brein te gebruik. En hoe jy opstaan in die dag en hoe jy vir jouself sê, hoorie, maar yes, ek het hierdie ding, dit gaan wees, dit gaan lekker wees en jy gaan dit kan doen. Daar om hy dinge is op te bou. En hy het 'n ding gesê, toe sê hy, do what you do best and get others to do the rest. En toe ek dink een van ons grootste uitdagings is ons manlike ego. Is jy wil dit doen en jy is amper te bang om te vra vir hulp. En toe het my kop heeltemal geswaai en ek gesê, okay, so op die arbeidkant het ek 'n konsultant wat basies daar vir my raad gee. Op die finansiële kant van die besigheid loop ek en die ouditeur 'n lekker pad. Op die versekering, so elke ding is daar iets. En dan gaan kyk YouTube is 'n groot ding. Ek is vreeslik baie om te gaan kyk op YouTube, wat is daar. Ek meen jy kan vandag net intik hoor hoe om 'n ding te doen en dan kom maar 'n paar goedjies op. En van die goed is nie relevant nie, maar die ou sê dalk iets wat jou maak dink in 'n sekere situasie. Is daar spesifieke ouens wat jy kan aan dink wat jy gesubscribe? So op die landbousektor is daar dis alles basies Amerikaanse ouens om te gaan kyk hoe hulle is, en daar's 'n groep op Facebook is Greenhouse Growers and Nursery Production, en hulle het dan basies die link na die YouTube toe. So. Maar ja, ek dink in my persoonlike in besigheid kyk ek verskriklik baie op na Robin Banks en Tony Robbins. Dis twee ouens wat ek baie op, as ek die kinders in die oggend moet skool toe vat, of as ek moet iewers te ry na 'n kliënt toe, dan sal ek daai podcasts opsit om te luister, want dit maak jou net dink hoe om sekere goede te doen. En ek dink my grootste leerskool is, omdat ek hard is op myself en elke dag 'n ding wil verbeter, en as ek nie weet hoe nie, dan die vrymoedigheid te hê om 'n ander persoon te bel, en jy gaan nie altyd die antwoord kry nie, maar soms sê hulle vir jou iets wat jou maak dink, en jy begin dan die toetse doen aan jou kant. Ek dink dis die grootste ding, dat jou suksesse moet jy deel. En jy hoef nie bang te wees vir iemand wat gaan copy en paste nie, want elke plek is verskillend, elke mens is verskillend. Maar as jy jou suksese deel en jy kan iets wakker maak in iemand anderster, dis hoe die land gaan beter wees, en dis hoe ons 'n beter Suid-Afrika gaan hê op die einde van die dag. Feite goed opgesom. Joey, ek dink ek kan nog lank met jou gesels. Ek sê dis nou waar ek die podcast weer mis het, want ek sê ek jou lank besig gehou. Maar verskriklik dankie, dit is so waardevol. Ek besef jy het 'n paar van my vrae so tussendeur beantwoord, maar wel gedaan. Is my verfrissend om met ou soos jy te gesels. Ek sê dit maak my opgewonde vir ons land se toekoms. Jy weet, en veral wat hier gebeur, ek kan sien dat die fondasies is sterk, en ek hou dit vas vir jou. Dankie baie met die jong boer kompetisie. Nee, baie dankie dat jy hier was, en dit is vir my lekker ook om te deel wat ons mee goed doen. Ek dink dis die grootste ding. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.